wanneer iemand ons pad kruis, of dit nou op 'n goeie manier en of dit nou op 'n slegte manier is, dan vertel ons gewoonlik vir ander mense daarvan. Dan praat ons gewoonlik oor daardie persoon wat ons pad gekruis het. Wanneer dit 'n goeie ervaring was, dan kan ons nie ophou om daaroor te praat nie. Wanneer dit 'n slegte ervaring was, dan praat ons ook gewoonlik met iemand oor daardie persoon net om stoom af te blaas. Maar dit is daardie getuienis eintlik van daardie persoon, maar ook tog van dit wat ons ervaar het van daardie persoon. Wat nie altyd weer klink wat of wie daardie persoon is nie, maar 'n ervaring van daardie persoon. Wanneer ons Psalm 23 lees, dan lees ons daar Dawid se ervaring van God. Ons lees daar 'n getuienis van God. 'n Getuienis wat ons almal se harte raak. 'n Getuienis wat baie diep in elkeen van ons harte gaan lê, selfs al is daardie Psalm nie ons gunsteling Psalm nie. Omdat daardie Psalm op so baie verskeie plekke in ons lewens, op verskillende ruimtes, omstandighede, gebeurtenisse, daar waar jy jouself bevind in jou lewensreis, spreek daai Psalm jou aan. Juis omdat God op al daardie terreine, al daardie ruimtes, al daardie plekke, gebeurtenisse, oral op jou lewensreis is God daar saam met jou en raak God jou aan. En daarom raak daardie Psalm elke een van ons aan op daardie plek. En so word daardie getuienis van Dawid ook ons getuienis. Ons wat ook saam kan getuig dat God ons herder is wat vir ons sorg, wat ons bewaar, wat ons beskerm en wat altyd daar is. Wat vir ons net die beste wil hê. Maar geliefdes, daardie getuienis wat jy het van God en jou ervaring van God, het wel verseker al meer uitgebrei as net daardie Psalm 23. Ons nooi jou uit om vandag vir 'n oomblik God wat by jou is, te ervaar en dit deel te maak van jou getuienis. En dan iewers hierdie week vir jouself daardie oomblik te skep waar jy getuig van dit wat God in jou lewe vir jou is, daar waar God in jou lewe vir jou is, en daardie ervaring en getuienis wat jy het van God wat altyd teenwoordig is. Daar waar dit begin het, daar op daardie eerste oomblik wat jy asem gehaal het. God wat by jou is.